Nou, vriende, so, ek weet nie, as julle rukkie saam met ons stap, sê julle weet, ons is 'n gemeenskap wat nie ons visie en ons missie is ken hom. So ons wil graag vir Jesus ken en ons wil hom bekend maak. Nou, een van die expressions van hoe ons hom bekend maak is om deur 'n gemeente hier in die Parel te wees, 'n lampstand, sout, lig vir die mense in die Parel. Maar 'n ander manier hoe ons dit doen is ons stuur mense van hier ons midde om uit te gaan en ander kerke te gaan versterk. So op die huidige oomblik is Nelis en Waldo in Kenia. Hulle is besig om daar in kerk in Kenia te versterk, om hulle te minister. Ons gaan nou gou terugvoer kry van die span van Zimbabwe af, wat onlangs, wat laasweek teruggekom het, nadat hulle gegaan het om kerk te gaan versterk in Zimbabwe. En daar's vanoggend mense van ons midde, wat goed deurvat Rosenwil toe vir die vloed, of van die reën slagoffers, mense wat erg aangeraak is deur die vloede. So ek wil net gou, ek onthou nou, ek het vergeet om dit te sê, net nou, as julle dalk nog, as julle daai boodskap gesien wat uitgegaan het oor, as julle wil iets wil bydra, as jy nog nie het nie, daar agter kan julle dit gou gaan bysit. Ek weet daai mense gaan so 'n paar minute nou ry, en as jy reeds iets gegee het, baie dankie. Ons waardeer dit vreeslik. So as dit een van julle is julle welkom net gou die goed daar te gaan sit, soos ek sê, die mense wil ry. En dan sien ek vreeslik uit om Bill en sy span te hoor, hoe was terugvoer uit Zimbabwe uit. Hulle het net 5 minute. Just joking, hulle 10 minute. While the team is assembling, I just want to say good morning, Kruislig, and thank you for your support. Thank you for your prayers. We really felt that. And for those of you that supported us in prayer, you are co-shareholders in any fruit that's going to come out of this meeting. And the next time, we'd like you to be up here as well. So it was a real, Julia, it was a real great experience for me to see Ria and Riza and Hannes, who it's their first trip, just to see how they caught the vision of the mission, how they loved the people, but more important, how they took the gospel to them, because we know it's the gospel that brings hope and life. So without much ado, they say, I'm going to ask Hannes to share with you his experiences. Thank you. Goeiemôre, ek moet nou leer Afrikaans praat, ons het net Engels gepraat daarso. So ek dink begin is maar 'n paar foto's van die lekker goed wat ons gedoen het. Ek weet nie wie van julle die post op Instagram gesien het van Tannie Ria op die abseiling nie. Nou, ons kom by die einde van die waterval aan en ek dink toe, yes, kom ek doen dit. Maar ek sê niks nie. En toe ek links kyk, toe staan Tannie Ria daar, gaan ons dit doen. So, dit was sy wat vir my beïnvloed het om dit te doen, ek wil net dit, sy is baie sports. Maar, so hier is 'n paar foto's, ek gaan nou nie op elkeen fokus nie, maar daar was lekker tye ook. Dit was ongelooflik om dit te sien, die van julle wat dit nog nie gesien het nie. Het was ongelooflik, maar as ek begin by die terugvoer van die hele trip, wil ek graag begin met hierdie skrif. 1 Corinthians 3 verse 7. So neither the one who plants nor the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Die laaste aand het die Here vir my kom herinner, dis my fight. Ons is net gehoorsaam op Matthew 28. So as daar woorde soos ek en ons deurkom, dis nie die bedoeling nie. Daar was alles wat gebeur het, is daar geen manier hoe enige van ons dit kon doen nie. Daar is diep ons. En dit wat ons gaan deel is my handjie. Asseblief doen my 'n guns en kom vra my. Ons het vir 2,5 ure terugvoer gegee aan my ouers. So daar's baie om te sê, maar ons gaan nie alles kan ek wil op die dak staan en dit net aanhou praat. Dit was iets wat ek my lewe nooit sal vergeet nie. So as ek wil begin met die terugvoer, wil ek eintlik begin by wat gebeur het voor die trip met my. Die Sondag voordat ons gegaan het ek hier gesit en gevoel die Here wil met my praat en ek moet vorentoe gaan om te kom vra vir gebed. En in daai gehoorsaamheid kom breek die Here self-doubt wat ek mee sukkel vir 30 jaar al.
sodat ek op die ou end met, geef julle kyk julle trane in die oë, dan om met self-doubt wat ek gesukkel het om op die ou end te kan gaan. Ek het heeltyd gevoel is daar niemand anders in die kerk wat meer gekwalifiseerd is as ek nie. 'n beter Christen, 'n beter verlede, 'n beter alles. En hy kom breek iets wat my teruggehou het vir 30 jaar en met dit is dit wat met my gebeur het voor die tyd. En toe het ek en Julia gaan preek by die een kerk Sondag en toe ons vra vir na die tyd vir mense wat wil recommit, toe staan daar 7 mense op en van die ou mense in die kerk, die ouer mense, was ongelooflik en toe ons vir hulle klaar gebid het, toe vra ons vir nog gebed, toe staan die hele kerk op, al 60 van hulle, van oud tot jonk, hulle is so honger vir die Here en hulle wil so graag opstaan om dit te doen en die volgende dag toe vind ons uit dat daar was een ou oom, ek dink sy foto's, hy het so geel hemp aan, oom Vincent, hy het gevoel dat daar soos 'n generational curse op sy familie en dit kom van sy skoonma af en sy skoonma en sy hele familie wil gedoop word. Toe het ons die Saterdag bygewoon, so dat wie vols is toeriste, so is moeilik om almal op dieselfde tyd daar te kry, so meeste van hulle het gewerk, maar hy het so lank gekom om gedoop te word en toe wil 11 ander mense ook gedoop word. So dit was ongelooflik om dit te kon sien. Terwyl jy daar staan en preek, ek kan nie onthou wat ek gesê het hier, jy is totaal en al 'n wessel vir wat die Here wil doen. Ons het die Sondag weer na 'n ander kerk toe gegaan, ek het dieselfde notas gehad, maar dit was 2 verskillende boodskappe. En dit is die Here. Daar's niks wat ek kon doen om dit voor te berei of enigiets nie. En dan wat ook belangrik is om te weet is wat die Here in my gedoen het terwyl ek daar is. Die een ding wat baie duidelik deurgekom het is hoe die Bybel vir my lewendig geword het. Ons lees die stories, ons lees wat die disippels gedoen het, ons lees wat gebeur het met Moses en die volk. Ek het dit geleef. Die Here het my dit bewys dat dit is lewendig. Dit is nie net 'n boek vol mooi stories nie. Ons het dit gesien gebeur. En dit jy kan nie met 'n getuienis stry nie, want daai ou het dit beleef. Hoekom is KFC lekker? Want jy het dit al geëet. En niemand kan hom mee stry nie. Sorry, steel ek jou lyn. En dan, die ander ding is, my stand met God is ver belangriker as enigiets wat enigiemand anders kan sien. So die eerste ding, sê jammer vir God, is wat ek teruggekom het mee. En daai band is ver belangriker as enigiets wat sal die mense sê. Is ongelooflik. En dan hoe kragtig is 'n testimony. En hoe wonderlik die Here dit vir jou gebruik en die talente wat jy het en die tools wat hy vir jou gegee het en alles wat jy op die ou end het, hoe hy dit gebruik as jy gehoorsaam is. My lewe maak ewe skielik sin. Ek het purpose. As gevolg van hoe ek sien wat die Here deur my kon doen. Ek wil net teruggaan. Ek dink ek sal nou net bietjie helderheid moet gee oor wat Hannes gesê het oor die hoender. Ek het 'n oggend in 'n kerk gepraat en ek wou vir hulle probeer verduidelik hoe 'n mens wag op 'n belofte. En dit was iets soos tussen die komma en die punt. Dis maklik om 'n getuienis te hê as jy by die punt is, maar dis moeilik as jy nog by die komma is. Maar dit het vir my gevoel, hulle gaan daai konteks dalk nie verstaan nie, so toe het ek vir hulle gevra, wie van julle het al baie lekker hoender geëet? En ja, daar was 'n paar wat my aangekyk het asof ek 2 koppe het, maar ja, daar was nog 'n klomp wat gereageer het en hulle het 'n getuienis oor die hoender gehad. Maar ja, my storie begin voor die trip. En ja, ek het gehoor, daar is 'n trip wat Wiekvalle toe gaan, en ek het die 2 goeie stand-ins
ek het nie geld nie en dis nie 'n goeie tyd gebruik om te sê, om dit in die, ek wil sê die teoretiese kolom te sit van ek sal bid vir hulle, maar that's that. En so 18 dae voor die vertrek, toe vra Bill vir my, sal ek nie daaroor bid om saam te gaan nie. Ek was nogal uit die veld geslaan en ek het gaan bid met voorwaardes. Ek het vir die Here gesê, okay, as u sê ek moet gaan, sal ek gaan, ek gaan nie bedel nie, en ek moet gaan sê by die mense, by al my kliënte wat ek sal moet skuif, en ja, en ek het 'n slapelose nag daaroor gehad, want sê nou maar, dit was nie die Here wat gesê het ek moet gaan nie. Dan's ek on the hook vir al daai geld. En, maar ja, die Here het vir my kom wys, as hy in iets is, kan hy dit vinnig laat gebeur. En ja, ek moes nie so verras gewees het nie, want as hy werk, dan werk hy volkome. As hy sê ja, gaan dan doen hy alles wat nodig is. So ek het alles gehad wat ek nodig gehad het, teen die tyd wat die trip 18 dae later aangebreek het. 'n Paar hoogtepunte vir my op die trip was, die besigheidskursus. Bill sê, mens bou met die woord, nie met hamburgers nie. En hy het hulle gaan leer, hoe om te bou. Daar's baie mense wat op die eerste dag van die 3 dae daar met 'n droom of 'n idee aangekom het, maar niks verder nie. En op dag 3 het hulle met 'n besigheidsplan wat hulle voorgelê het uitgestap, 'n sertifikaat, en ek kon hoop sien op baie gesigte wat moontlik nie voor dit hoop gehad het nie. So dit was vir my oplewensveranderend gewees. En ja, goed, daarna, nog 'n hoogtepunt was aandete. Al die spanlede het hulle eie game gebring vir hulle kosbeurte, so ons het baie, baie lekker geëet, maar ook die kuiers rondom aandete en die viering van wat die dag gebeur het en bemoediging as was jy ekkie? En ook die bemoediging as iemand sy toon of sy hart 'n bietjie gestamp het die dag, en dan ook ons stilte tye na ete. Dit was regtig besonders en daar het baie interessante gesprekke ook oor die Here daar uitgekom. Ek het ook geleentheid gekry om vir baie mense te bid en ja, dit is altyd lewensveranderend, nie net vir die ou wat die gebed ontvang nie, maar ook vir die bidder. En dan was daar 'n besoek aan die Boma. Daar was baie vleis, baie kos. Hulle het gesê, die quota is wanneer jou maag vol is. Ek moet net sê, iets in daai ervaring wat ek nie weer sal oor hê nie, is ek wil sê, 'n mopani-wurm, wat hy het vir my geproe soos 'n gechakelde wine gum. Jy kou en hy hou net nie op nie. En jy kan hom nie gesluk kry nie. So, het dit gedoen, het die sertifikaat gaan dit nooit weer doen nie. Ja, ek kan net sê, na die tyd, nou, as ek terugkyk, sien ek net, ek meen, van die begin af het die Here vir my voorsien, en hy het vir my kom wys hoe hy voorsien, en daai was amper, ek wil sê, nie die grootste ding op die trip nie, want daar is soveel meer, ons kan ure praat daaroor, maar nie een van ons het 'n goeie rede om nie te gaan nie. As die Here met jou praat, het hy al klaar al die details uitgesort. So, yes, dink daaroor, as jy hoor, daar's 'n trip, en daar's 'n klik in jou hart, is dit dalk 'n teken dat jy moet gaan. Dankie. Nou ja, dit wys jou, as 'n mens saam met jong mense gaan, dan ruk hulle jou uit jou comfort zone uit, dan doen 'n mens dom as strandgoed. En ek is bly my kinders was nie daar nie, want hulle sou my gekeer het. Ek dink nie ons besef die waarde en die ongelooflike skat wat ons het in Bill en Julia hier nie. Jy weet, Bill, hulle was al
meer as 100 sulke trips reg oor die wêreld. En net die ondervinding wat hulle het en hoe hulle met ons 3 wat novice was, hoe hulle ons gelei het, elkeen in jou eie gawes en vir 'n mens veiligheid geskep het en net genade gehad het met foute en jou aangemoedig het. Ek wil verskriklik graag een ding, almal het eintlik nou al alles gesê, maar Julia het die laaste Vrydag het het sy 'n lesing aangebied of 'n teaching vir 'n klomp vrouens. En die pastoor Shumba het saam met ons gegaan en die idee was, hy was eintlik op pad na 'n ander afspraak. Maar toe daag die tolk nie op nie. Want nie almal van hulle kan Engels verstaan nie. En dan is daar ook nog Shona en Ndebele en ek weet nie wat, nog 'n paar. Ja, daar's 'n klomp tale. En die idee was, nou ek wil net sê hy's 'n baie sterk pastoor. Hy het kennis, hy het gestudeer en hy's dinamies. En met die begin van die lesing kon jy sien hy tolk, maar nou kyk sy hy wag vir 'n tolk om te kom. En hy het letterlik getolk. Sy het iets gesê, dan tolk hy, dan sê sy iets en dan tolk hy. Maar na 'n paar minute was hy so gefassineer met dit wat sy oordra, dat hy begin preek het. So, en dit wat sy verduidelik het, sy het basies die Bybel in 'n tydlyn gesit en verduidelik hoe het alles gewerk en hoe is die Ou Testament vervul in die Nuwe Testament. En die mense het daar gesit en hulle was vasgenaal en as hulle vrae gehad het, dan kon hy hulle antwoord. En aan die eind van die lesing het hy al gevra of hy asseblief al materiaal kan kry, want ons het sulke groot A1 velle papier daar gehad, wat sy nou opgeteken en geskryf het. So, wys net vir my hoe die Here in aksie was daar. Hy het gekeer dat daar 'n tolk is. En so eintlik het daai vrouens nou 'n preek in hulle eie taal gehad, en as hulle vrae het in die toekoms, het hy 'n verwysing van wat gesê is en kan hy hulle help. So, ja, dit was vir my 'n hoogtepunt bo alles. Ons kan julle besig hou tot vanaand. Dankie julle. Dan ja, baie mense sukkel net om Engels te verstaan en baie van ons sukkel om dit te praat. Gou julle, hoekom doen ons terugvoer? Want as jy na die Bybel toe gaan, sê jy sien, toe hulle vir Paulus en Barnabas uitgestuur het uit Antioch, het hulle teruggekom en terugvoer gegee. So dit is nommer 1 is dit Bybels, maar nommer 2 is hooplik vang julle iets wat hier gebeur. Hooplik sê jy, ek moet miskien my paspoort begin regkry. Miskien moet ek begin so R500 'n maand wegsit, sodat ek ook op 'n trip kan gaan. Ek kan getuig van wat hulle sê is ons kan julle inspireer, ons kan vir julle sê wat het gebeur, maar jou lewe gaan eers verander as jy op die trip gaan. En ek wil regtig aanmoedig, die Here is besig om 'n kruislig te werk deur Bill en Julia. Ek wil hulle ook onder, waar die Here regtig besig is om kerke oop te maak, wat ons die geleentheid het om in te werk. En dit gaan nie altyd Wiekvolle wees nie, partykeer is dit Tanzanië, partykeer is dit Kenia, maar daar is ook Ermelo. Ons is besig om nou met 'n kappel te werk in Iliet in die Noord of Oos-Kaap. Ek is nie 100% seker waar op die grens lê dit nie. Maar ons is besig om te gaan en julle almal is welkom om saam te gaan. En dit gaan jou verander. Ek gaan praat met die 3 mense, hy gaan vir sê hulle lewens is onherroepelik verander. Okay, so dit is hoekom ons dit terugvoer gee.